Dis weer eens vir my 'n wonderlike voorreg om met jou te praat, vanuit God se woord, veral in aantog tot Pinkster. En ek vertrou dat jy vandag se boodskap baie insiggewend gaan vind en dat dit jou gaan inspireer om vir jou eie lewe 'n Pinksterervaring te soek. Ek is pastoor Johan Klopper en as jy met my wil kontak maak, kan jy vir my e-pos stuur by johan@johanklop.co.za of jy kan my webtuiste besoek by www.johanklop.co.za. Johan Klop is alles een woord, alles kleinlettertjies. Ek is die hoofleraar van Christensentrum AGS Elspark en ek deel graag vandag se woord met jou. Ons skrifgedeelte kom uit Handelinge, hoofstuk 2, vers 16 tot 18 en ek lees dit vir jou uit die Afrikaanse ou vertaling, die 1953 vertaling. En dit klink soos volg: Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom, en ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. Nou hierdie is 'n aanhaling uit Petrus se preek in Jerusalem op Pinksterdag, net nadat die Here God van sy gees op 120 van Jesus se disippels uitgestort het. Nou luister mooi. Die Jode se Pasga, ons Paasfees. Maar die Jode se Pasga was altyd aan die begin van hulle graanoes gewees. Ek wil dit weer sê. Die Jode se Pasga was altyd aan die begin van hulle graanoes. En tydens die Pasga het hulle die heel eerste graangerf wat hulle van die land af geoes het, as 'n offer na die Here toe gebring. Hierdie heel eerste graangerf het bekend gestaan as die eersteling van die oes. En nadat hulle dit gedoen het, tydens die Pasga, het daar 7 weke verbygegaan, met ander woorde 49 dae. En op die 50ste dag het hulle Pinkster gevier. Pinkster beteken 50. En dan het Jode van reg oor die wêreld in Jerusalem bymekaar gekom om die Pinksterfees te vier. Hierdie fees is ook genoem die fees van die oes of die oesfees. Jesus Christus, ons verlosser, was die eersteling wat tydens die Joodse Pasga uit die dood opgestaan het. As ek beeldspraak kan gebruik, Jesus was die eersteling gerf van die oes. Hy was die eersteling gerf van die oes, die eersteling wat uit die dood uit opgestaan het tydens die Joodse Pasga. Jesus was die eersteling van 'n groot oes van mense wat in die toekoms uit die dood sal opstaan. En 7 weke nadat Jesus tydens die Joodse Pasga uit die dood uit opgestaan het, 49 dae het verbygegaan. Op die 50ste dag, die dag van Pinkster, die dag van die fees van die oes, stort God van sy gees op 120 van Jesus se disippels uit. Hoekom? Om hulle toe te rus met krag om die oes, die groot oes,
te gaan insamel. En daarom wil ek vir jou dit sê. Die uitstorting van die Heilige Gees het alles te doen met die insameling van die oes. Luister mooi, ek gaan dit weer sê. Die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag het alles te doen met die insameling van die oes. Jy sal onthou dat Jesus in Lukas 10 vers 2 gesê het, die oes is wel groot, en dat uit die aard van die saak verwys hy na mense, wat moet inkom in God se koninkryk in. Hy sê die oes is wel groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes sal uitstuur. Nou ons kan nie die oes rondom ons, en ek praat as 'n leraar in die Elspark omgewing, ons kan nie die oes rondom ons effektief insamel as ons nie toegerus is met die krag van die Heilige Gees nie. Daarom beveel Jesus sy disippels in Handelinge 1 vers 4 om in Jerusalem te bly wag totdat hulle gedoop is in die Heilige Gees. Nou die term doop in die Heilige Gees is 'n wisselterm vir die uitstorting van die Heilige Gees of die invulling van die Heilige Gees. Watter term jy ook al wil gebruik. Uitstorting van die Gees, doping in die Heilige Gees, om vervul te word met die Heilige Gees, dit gaan alles oor een en dieselfde saak. Jesus sê vir sy disippels, wag in Jerusalem totdat julle gedoop is in die Heilige Gees. Hoekom? Want in Handelinge 1 vers 8 sê Jesus vir hulle so duidelik, julle sal wat ontvang? Krag. Dynamis. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En dan sal julle my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. Op die 50ste dag, na Jesus die eersteling gerf van die oes, uit die dood uit opgestaan het, op die 50ste dag, na sy opstanding uit die dood, op die dag van die fees van die oes, stort God in die naam van Jesus sy Seun, die Heilige Gees uit op 120 van Jesus se disippels. Eers nou kan hulle gaan. Eers nou is hulle toegerus met krag uit die hoogte om die groot oes van mense vir God se koninkryk in te samel. Is baie belangrik dat jy dit sal besef. In ons gemeente het ons hierdie jaar 3 oorhoofse temas, 3 groot temas. Die eerste ene is genees. Die tweede ene is groei. En die derde een is gaan. Jesus se opdrag aan sy kerk, dit sluit elke gelowige in. Dit sluit jou in. Sy opdrag aan ons is, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Jesus se opdrag aan ons was nie net dat ons elke Sondag by mekaar moet kom nie. Sy opdrag aan ons is dat ons van Maandag tot Saterdag sal gaan in 'n donker, verlore, vyhandige, ongelowige wêreld, soos skape wat onder die wolwe ingestuur word, maar aangedoen met krag uit die hoogte, om die oes in te samel vir God se koninkryk.
om mense te gaan oes. Ons opdrag van Jesus af is om te gaan en om mense te oes vir sy koninkryk. Maar hoe doen ons dit as ons nie toegerus is met die krag van die Heilige Gees nie? En die kerk en kerke probeer elke moontlike tegniek en program in en buite die boek om hierdie werk gedoen te kan kry. En baie keer vergeet ons van dit wat Jesus vir ons so duidelik gesê het. En dit is dat ons gedoop moet word met die Heilige Gees. Eers wanneer ons gedoop is in die Heilige Gees, eers dan is ons gereed om te gaan. Eers dan is ons toegerus met krag om die oes rondom ons in te samel vir die koninkryk van die hemele. As ons kyk na Joël se profesie, en dit is uit Joël, die profeet Joël, wat Petrus hierdie gedeelte aangehaal het. Die profeet Joël het 'n paar 100 jaar voor Christus geleef, en hy het hierdie profesie geprofeteer. Hy het gesê, deur die inspirasie van die Gees het hy geprofeteer. In die laaste dae spreek God, sal ek my Gees uitstort op alle vlees. Nou hierdie uitstorting van die Heilige Gees, waarvan Joël praat, het nie veel te doen met my redding as sodanig nie, met my redding as sodanig nie. Hoe kan ek dit sê? Want die konteks van Joël se profesie is God se volk. In die verlede, in terme van God se volk, Israel in die Ou Testament, het God sy Gees slegs op konings, priesters, profete uitgestort. Met ander woorde, uit die hele volk het God van sy Gees op 'n klein handjievol uitgesoekte mense wat deel is van sy volk uitgestort. Maar in hierdie profesie van Joël maak God 'n belofte dat die dag sal kom dat hy sy Gees nie net oor hierdie uitgesoekte handjievol mense van sy volk sal uitstort nie, maar dat hy sy Gees op sy hele volk sal uitstort. Ja, ook op julle seuns en julle dogters, op julle jongelinge, op julle ou mense, selfs op julle diensknegte en diensmaagde. Met ander woorde, nie meer net op die koning nie. Nee, selfs die slaaf in jou huis wat vir jou werk, die laagste persoon in die samelewing wat God se volk is, selfs op daardie persoon sal ek van my Gees uitstort. Die oomblik as ek en jy ons harte vir Jesus Christus gee, ons kom tot geloof in hom en ons word weergebore, van daardie oomblik af, is ek gered, is ek 'n kind van God, en van daardie oomblik af, is ek deel van God se volk. En vir ons wat in die Nuwe Testament is ek deel van God se nuwe Israel. En in God se volk is daar nie eerste en tweede rangse lede van God se volk nie. Met ander woorde, die doping in die Heilige Gees, die vervulling met die Heilige Gees, maak jou nie meer deel van God se volk as iemand wat nie vervul is of gedoop is met die Heilige Gees nie. Dit moet ons baie mooi verstaan. Nou kom ons kyk na hierdie profesie van Joël wat Petrus aanhaal in sy preek. Wat gebeur met mense oor wie God sy Gees uitstort? Wat sê hierdie profesie vir ons? Wat gebeur? Daar's 'n effek wanneer God sy Gees
oor ons uitstort, is daar 'n effek op ons lewens. En Joël sê vir ons wat gebeur. Hy sê, in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, almal wat deel is van my volk. En dan gaan hy aan en hy sê, julle seuns en julle dogters sal profeteer. Julle jongelinge sal gesigte sien, visioene sien. Julle ou mense sal drome droom. Selfs op my diensknegte en diensmaagde sal ek van my gees uitstort en hulle sal profeteer. So wat sien ons hier is die effek van die uitstorting van die Heilige Gees op ons lewens. Nêrens hier lees ons dat dit ons deel maak van God se volk nie. Nee, wat ons wel lees is dat mense profeteer, mense sien gesigte, sien visioene, mense droom drome. Met ander woorde, as ons praat van die uitstorting van die Heilige Gees, die vervulling met die Heilige Gees, die doping in die Heilige Gees, gaan dit nie in die eerste plek oor my redding nie. Dit gaan oor gawes. Nie oor redding nie, maar oor gawes. Ons praat van hierdie gawes as die genade gawes wat begin manifesteer. Die Griekse woordjie vir genade gawes is charismata. En ons kry 'n lys van die charismata, die genadegawes of die gawes van die Gees in 1 Korintiërs hoofstuk 12 vanaf vers 7 tot 10 en ek lees dit vir jou. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is, want aan die een word 'n woord van wysheid gegee en aan die ander 'n woord van kennis en aan 'n ander weer geloof en aan 'n ander genadegawes van gesondmaking, aan 'n ander werking van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van die geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale. So wat sien ons? Ons sien dat wanneer die Heilige Gees oor ons uitgestort word, kom daar is 'n bepaalde goddelike energie in ons lewens, 'n stuk krag, en die Here begin deur ons werk, deur sy Gees, op wonderlike maniere wat in my eie menslike krag nie verduidelik kan word nie, en ook nie gedoen kan word nie. En dit is deur hierdie gawes, die charismata van die Gees. Dis asof die uitstorting van die Heilige Gees die hele volk van God verander in hierdie profetiese gemeenskap waar God lewend is, Jesus Christus lewend is onder ons. En deur die gawes van die Gees kan ons mekaar opbou in ons allerheiligste geloof, maar belangriker selfs as dit, is dat ons toegerus word om die evangelie aan 'n ongeredde, ongelowige wêreld daar buite uit te dra, om die oes, onthou dis waar dit gaan. Die Heilige Gees is uitgestort op die dag van die oes, om ons toe te rus, om in hierdie wêreld, Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uiterstes van die aarde, die groot oes van mense in te samel vir God se koninkryk. En jy kan vir jouself dink, wat dink jy is die beste? Om 'n ongelowige deur middel van rasionele argumente te oortuig om 'n gelowige in Jesus Christus te word? Of dink jy nie, dit is baie meer effektief as ek deur die krag van die Gees kan demonstreer dat Jesus leef en dat 'n persoon op grond daarvan 'n gelowige word nie? Is dit nie waarvan Paulus praat of waarna Paulus verwys in 1 Korintiërs 2
vers 4 tot 5, as hy sê, en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in wat? My prediking was nie met oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in wat was my prediking? In die betoning van gees en krag. Hoekom? Sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Ek kan jou oortuig deur rasionele, logiese redenasies om in Jesus te glo. Maar 'n volgende persoon kan dalk met beter redenasies kom om jou te oortuig om nie in hom te glo nie. Maar as ek deur die krag van die Heilige Gees, wat in my is, wat oor my uitgestort is, en Christus wat deur sy Gees deur my werk, en my prediking aan jou kom in die betoning van gees en krag, en jy weet dat Jesus leef, maak al die verskil in die wêreld, en jou geloof is vas. Dit staan vas. Jy sal baie moeilik in die toekoms ooit kan twyfel dat Jesus waaragtig leef. Nou, ek sluit af. As jy honger en dors na die vervulling met die Heilige Gees, as jy wil hê dat God sy Gees oor jou lewe moet uitstort, jou moet doop in sy Gees. Onthou, Jesus is die groot doper in die Heilige Gees. Ek kan jou nie doop in die Heilige Gees nie. Hierdie is 'n saak tussen jou en Jesus Christus. Hy is die een. Die Vader het die Heilige Gees aan Jesus gegee. En Jesus stort sy Gees uit oor sy kerk. En hy wil dit ook oor jou lewe doen. Maar wat moet ek en jy doen? Wat is die voorwaardes dat God sy Gees ook oor my lewe sal uitstort? Dieselfde vraag word aan Petrus gevra op Pinksterdag. Die skare mense wat daar verbygekom het en geluister het na sy preek, vra hom hierdie vraag: wat moet ons doen om die gawe van die Heilige Gees te ontvang? En dan antwoord hy hulle in Handelinge 2 vers 38. Hy sê: bekeer julle, laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Hierdie vers het 'n opdrag en 'n belofte. 'n Opdrag en 'n belofte. Wat is die opdrag? Bekeer jou. Bekeer jou. En jy moet gedoop word in die naam van Jesus Christus. Dit beteken in kort: bekeer jou en word met jou hele hart 'n volgeling van Jesus Christus. Dis 'n bevel. Die belofte is, as jy dit gedoen het, hier is die belofte, en jy sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Dis insiggewend dat daar dikwels in die Nuwe Testament na die uitstorting van die Heilige Gees verwys word as die belofte van die Vader. Dis 'n belofte, en God is nie 'n mens dat hy sou lieg, en dat hy sy belofte nie in jou lewe sal waarmaak nie. Wat moet ek doen? As ek met my hele hart tot bekering gekom het en 'n volgeling van Jesus Christus geword het, vra die Here dat hy sy belofte in jou lewe waar sal maak. Vra hom om sy Gees oor jou lewe uit te stort. En hoor mooi, wanneer hy sy Gees oor jou lewe uitstort, is dit nie 'n rasionele ervaring nie. Dis 'n ervaring met die lewende God. Dis 'n belewenis, amper iets so strome van lewende water, wat vanuit jou binneste begin vloei. En in meeste gevalle sal mense in tale begin praat,
want wat jou hart van vol is, loop jou mond van oor. Mag dit vir jou in hierdie Pinkstertyd gebeur. In Jesus naam. Amen.